Hoofnuus vanaand. 5 verdagtes in die hof wat onderskep was by die OR Tambo internasionale lughawe waar hulle op pad was na Rusland. Senzo Mqunu, die minister van polisie op spesiale verlof, gaan môre getuig voor die Madlanga-kommissie. En die Blitsbokke hoop om sy foute reg te stel na teleurstellende 5de plek in Dubai. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoeke, oftewel die Valke, sê meer inhegtenisnemings kan volg rondom die beweerde werwing van Suid-Afrikaners om in die Russiese Oekraïne-oorlog te veg. 5 verdagtes het in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte van die oortreding van die wet op regulering van buitelandse militêre bystand. Die verdagtes is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem terwyl hulle onderweg was na Rusland. Die saak is tot volgende week uitgestel. Nonkululeko Mantula, Thulani Masibuko, Xolani Ntuli, Sipamandla Tshabalala en Sifiso Mabena het vlugtig in die Kempton Park Landdroshof verskyn. Hulle is na bewering betrokke by die groep individue wat onwettig militêre bystand aan Rusland sou verskaf. Members of OR Tambo SAPS noticed suspicious people who were at a boarding gate and they managed to contain them, which followed an interview. During that interview, it was amassed that these people were allegedly on their way to Russia, wherein it is purported that they will be part of the war that's going on there. Die Valke sê dit is onduidelik hoe die aangeklaagdes, wat almal van Gauteng is, na Rusland gelok is. Hulle probeer ook vasstel of die vroue verdagte een van die werwingsagente is. What is important is that for one to be able to go fight a war that is not with their own country, there is certain processes that need to be followed and those were not followed. Die staat het aangedui dat hy waarskynlik nie die borgtog aansoeke gaan teenstaan nie. Die borgtogverhoor vind volgende maandag plaas. Tientallige gemeenskapslede van Wentworth, suid van Durban, het die strate ingevaar met doodskiste agter 'n konvooi lijkswaans, simbolies van diegene wat in bendegeweld gesterf het. Die gebied is al jare lank 'n slagveld vir bendes waar jong kinders dikwels in die kruisvuur vasgevang word. 'n Onlangse voorval waarin 2 mense gesterf en 7 gewond is vermoedelik bendeverwant. Inwoners sê hulle leef in voortdurende vrees as gevolg van die gereelde skote wat klap. Die gemeenskap sê dwelms is 'n groot bydraende faktor tot die bendegeweld. It's about time that government comes to the party. We as a community are also saying we're willing to come to the party. We want to work with SAPS and every other entity that exists. But we need to start building trust. We need to start building bridges, and that's the only way we can start making a difference and a change in our community. We're saying, where is SAPS right now? Where is SAPS when people are calling? Half the time the station doesn't even have a landline to get through to. We've got to call our officials on their personal numbers, which is not fair to us as a community. Inwoners eis dat die polisie en die plaaslike regering moet ingryp en dat beweerde korrupte polisiebeamptes ondersoek word. Ondanks die goeie vordering wat Suid-Afrika maak in sy stryd teen HIV-vigs, is 1,1 miljoen mense van die 8 miljoen met die siekte in die land steeds nie op behandeling nie. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die grootste struikelblokke om die epidemie te beëindig is mense wat nie hulle teenvigsmedikasie volgens voorskrif gebruik nie of nie betyds met behandeling begin nie. Mashatile het gepraat by die nasionale vieringe van die Wêreldvigsdag in die Gamasemola Stadion in die Sekhukhune distrik in Limpopo. Die tema van vanjaar se Wêreldvigsdag is hernieuwde pogings en volhoubare verbintenisse om vigs te beëindig. Volgens die jongste syfers is 96% van mense met HIV in die land bewus van hulle status. Van hulle is 80% op behandeling. En 97% van die groep is die virus onopspoorbaar. Mashatile sê Suid-Afrika sal nie die beskikbaarheidstelling van die voorkomende Lenacapavir-enstof in Suid-Afrika vertraag nie om beskerming te bied aan die mense wat die kwesbaarste is om die virussiekte op te doen. Lenacapavir is a groundbreaking long-acting prevention technology that provides 100% protection
for up to 6 months with just 1 injection and requires only 2 injections per year. Let me be clear. We cannot repeat the mistakes of the early ARV era, where life-saving tools reached our shores too slowly. This time, we move with agency, with foresight. Die VN se gesamentlike program oor HIV-vigs, UNAIDS sê, ondanks Amerika se finansieringsbesnoeiings, bly Suid-Afrika se HIV-programme ongeëwenaard in die wêreld. Despite the funding cuts, PLHIV sector, through the Treatment Action Campaign, continued to collect data from more than 33,000 people in 19 districts. Today, South Africa funds nearly 80% of its HIV response. Suid-Afrika gaan gebuk onder die dubbele epidemies van HIV en TB. Syfers van die 2025 globale tuberkulose verslag van die Wêreldgesondheidsvereniging wys dat 1,23 miljoen mense die afgelope jaar aan HIV en TB dood is. 54,000 van die sterftes was in Suid-Afrika. Ons gaan na die reklamebreek voort met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die afgetrede stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashazi, het erken dat die metropolisie tydens haar amptetermyn gebuk gegaan het onder arbeidskwessies en voorvalle van misdadigheid en wangedrag deur offisiere. Mashazi, wat 4 maande gelede afgetree het, het ook aan die Madlanga Kommissie erken dat sy bewus was van 'n interne verslag waarin 500 beamptes van die EMPD betrek is by ernstige misdade insluitend moord, verkrachting, aanranding en diefstal. Volgens haar het sy verwag dat die geskorste metropolisiehoof, Isaac Mapayeye, terugstappe teen die offisiere sou instel. Mashazi het ook 'n aanval gedoen op die geloofwaardigheid van die geskorste metropolisiehoof deur te beweer dat hy nie 'n slagoffer is nie, maar seksuele gunste van sy ondergeskiktes gevra het en ook kinders by van hulle het. Die beweringe het egter in haar gesig ontplof toe 'n kommissaris van die kommissie, advokaat Sessie Baloyi, haar daarvan beskuldig het dat sy niks gedoen het om vroue in die metropolisie departement te beskerm teen die beweerde seksuele teistering nie. Do you say it as a fact? That Colonel Chipa had an improper relationship with Chief Mapayeye, and in particular, and maybe let me put it as specific as what I think you're suggesting, she had a sexual relationship with Chief Mapayeye. Is that what you're saying? Exactly. And you have evidence of that you will include in your supplementary statement? Evidence of them having an affair. Did you ask for evidence from Olani? No. Ma'am, did you ask evidence from Neza when he said, I have extramural activities with Mkwanas? I'm asking you the question. You don't ask me questions. I ask you questions. So I have no comment. May I please speak? You are a witness. You have to allow me to speak and we will give you the chance to answer. Mashazi se versuim om op te tree het ook uitgekring na 'n verslag van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat, OPOD, wat voorvalle van ernstige wangedrag deur die nou geskorste adjunkhoof van die EMPD, brigadier Julius Mkwanazi, uitgewys het. Mkwanazi het na bewering blou ligte gemagtig by die privaat voertuie van die sakeman en poging tot moordverdagte Kat Matlala en ook 'n ooreenkoms onderteken tussen die EMPD en Matlala se private veiligheidsmaatskappy. I'm asking this question in the context of you being the accounting officer, the most senior administrative/executive official within the municipality. Someone comes with a report. You have perused and seen very serious allegations which make reference to fraud. So someone comes and just says there's no case here. And you do not engage on the specific allegations that you have read, you yourself have read.
Bashazi ontken dat sy Mkhwanazi beskerm en saamgewerk het om sy aanvanklike skorsing op te hef. Die verhoor word môre hervat wanneer die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, in die getuiebank sal inskuif. Die stryd teen geslagsgebaseerde geweld het 'n groot hupstoot gekry in die tuinroete streek van die Wes-Kaap. Die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling het altesaam 128 GBG-ambassadeurs opgelei om onmiddellike emosionele steun te bied en slagoffers in verbinding te bring met lewensreddende dienste. Dit is die 20ste keer dat die program in die provinsie aangebied word met 'n totaal van 780 ambassadeurs wat tot dusver opgelei is. Die tuinroete versterk sy stryd teen geslagsgebaseerde geweld. En met die plaag van geslagsgebaseerde geweld wat ons het in die provinsie en in die land, moet ons hierdie dienste gouer by die mense uitkry. En dis wat ek so trots is op hierdie mans en vroue wat opstaan van reg oor die provinsie en sê luister, ons wil die regering se hande versterk sodat ons hierdie dienste kan lewer aan die wat dit nodig het. Hierdie ambassadeurs gaan as vertrouelinge dien in hulle gemeenskappe. Hulle help slagoffers om daardie eerste tree te gee om hulp te kry. En nee, as jy man genoeg is om 'n vrou te slaan, jy kan net sowel 'n tong dan as 'n kirivat met 'n ander man op die veld gaan staan. Want jy kan nie jou kwaadheid aan ander mense uitvat nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Ek is baie dankbaar in die departement van maatskaplike dienste om vir ons te roep om deel wees van hierdie inisiatief. Van die ambassadeurs help reeds jare slagoffers. Ek het 'n passie vir gemeenskapswerk, veral rondom die bemagtiging van vroue sodat hulle regte ken en weet waarna toe om te gaan vir hulp. Daar word gehoop dat hierdie ambassadeurs vertroue en toegang tot hulp sal verbeter en sal help om die bose kringloop van geweld te breek. Tanya Krause, SAK nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. Eskom het sy uittredende raadslede bedank vir die rol wat hulle in hulle amptetermyn gespeel het om die land se kragvoorsiening te verbeter. Die raad se termyn het gister geëindig nadat hy in Oktober 22 aangestel is en 'n kragverskaffer in 'n diep krisis geërf het. Eskom het destyds verliese in 8 agtereenvolgende jare gelei en beurtkrag het rekordvlakke bereik. Die kragvoorsieners se raadsvoorsitter Mteto Nyati sê, met goeie beplanning en bestuur het hulle daarin geslaag om die kragvoorsieners te stabiliseer en vertroue te herbou. Die maatskappy sê sy hernuide winsgewendheid is te danke aan daadwerklike strukturele hervormings en nie deur kortpaadjies te kies nie. Eskom is now increasingly a sustainable, investable company, ready to compete in a liberalized and competitive energy market. A stark contrast to the crisis the board inherited in October 2022. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosenzo Ramokgopa, het 7 nuwe Eskom-raadslede aangestel, terwyl 4 bestaande lede aanbly om kontinuïteit te verseker. Nyati sal tot Oktober volgende jaar as voorsitter aanbly. Die energiekenner Rusi Moleshe het die werk van die uitgaande raad geloof en sê die kragvoorsiener is besig om te stabiliseer. Eskom het Vrydag 'n halfjaarwins van 24,3 miljard rand aangekondig, wat 'n verhoging van 36% is. This bodes well for the future of Eskom because it means then beyond the operational sustainability which they are looking for, a sustainable turnaround, they want to make sure that on the financial front, they also are ready for that. Because as you know, there are reforms that are happening in the industry, and these reforms will introduce new players into the market. Eskom sê sy betroubaarheid om elektrisiteit in 2024-25 te lewer was 96%. Dit is 98% verbetering op 'n jaar grondslag. Die nuwe raad se taak is om die nutsmaatskappy deur sy volgende fase van prestasieverbeterings en strukturele hervormings te lei. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Bly ingeskakel vir die sportnuus, asook die weer vir môre. Ons is nou weer terug.
Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het sy groep van 25 spelers aangekondig vir die Afrika beker van Nasies wat later van dese maand in Marokko afskop. Die span is 'n mengsel van jeug en ervaring met 'n paar verrassings. Spelers wat diens gedoen het tydens die FIFA Wêreldbeker kwalifiseerders, Ikram Reiners en Tapelo Morena, is weggelaat terwyl die twee onder 20 internasionale spelers, Tylen Smith en Chandra Campbell, na Marokko sal reis. Broos, wat tans in België is, het die aankondiging virtueel gemaak en sal na die VSA reis om Vrydag se FIFA Wêreldbeker loting vir 2026 in Washington by te woon. It was not easy. For some positions it was easy, but for other positions, Helman and me had a few minutes to think about, to discuss, and I hope that we made the right decisions. Terwyl die Saudi-Arabië gebaseerde vleuelspeler Elias Mokwana teruggeroep is, lyk dit asof die tyd vir die ervare Themba Zwane en Thembi Nkosi Lodge uitgeloop het. There were some players who came back from injury, who didn't play the last 2 months either. So it was for me impossible to take those players with. One of the beauty about this squad is that there's an element of surprise, and that brings about Tylen Smith as well as Chandra Campbell. Nothing has changed. Hugo Broos has always stuck to the tried and tested. I'm just surprised not to see a guy like Tapelo Morena, Themba Zwane, but obviously the explanations for that. Die finale groep van 23 spelers sal 10 dae voor die aanvang van die toernooi by CAF ingedien word. Dis dan al vir vanaand. Ons herinner kykers daaraan dat die bulletin môre aand om 7 uur uitgesaai gaan word hier op S3. Tot dan, 'n mooi aand verder. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en welkom uit die reënerige Johannesburg. Vir vandag 'n 60% kans vir reën. Ons sien dit is in die noordoostelike dele van die land en dan sien ons baie mooi weer in die westelike dele van die land. Vir môre word reën steeds verwag oor groot dele van die land. 'n 80% kans vir reën in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga en dan ook KwaZulu-Natal. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie in die noordoostelike dele van die land. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in groot dele van die Noord-Kaap en die westelike dele van die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Ons sien verspreide buie en donderbuie. Pretoria 14:27, Carletonville 14:25 en dan Vereniging 'n maksimum van 27. Limpopo, Messina 21:34, Lephalale en Tabazimbi albei 'n maksimum van 31. In Mpumalanga verspreide buie en donderbuie. Standerton 12:23, Mbombela 16:28 en dan Mkondo 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 26. KwaZulu-Natal, Kokstad 11:20, Vryheid 'n maksimum van 28 en dan Port Shepstone 19:26. In die Oos-Kaap sien ons Mthatha 'n minimum van 13, Willowmo maksimum van 23 en dan Graafrenet 13:27. In die Wes-Kaap sonnig in gedeeltes van die provinsie, Beaufort Wes 'n maksimum van 28, Woester 15:32 en dan Hermanus 17:22. In die Noord-Kaap sonnig in Kalvinia met 'n maksimum van 31 en dan Kimberley 16:33. Ons volgende provinsie is Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Welkom 14:31 en dan Bethlehem 10:26. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie. Ons sien Potchefstroom met dan 'n minimum van 14. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.